Omdat ek weet, Here, U is groot en genadevol, Here Jesus. En ek nodig U, Here, om 'n verandering te maak. Steek my weg agter die ou ruwe kruis, Here Jesus, en beskerm U my. En wees U vir my 'n God van nabyheid. Here Jesus, ek vertrou op U. My vertroue is in U. Gees van God, baie dankie dat U ons gaan lei om net te doen wat U wil hê ons moet doen. Gees van God, baie dankie dat U in ons binneste is. Help my, beskerm my en wees vir my God van nabyheid. Ek loof en ek prys U en ek aanbid U. Want U is werd om geprys te word. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie vir die worship team. Amen. I sought the Lord, and He heard and He answered. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I hope there's nobody, that everybody is fine, and hopefully that God will touch your hearts today, and that something good will happen to you. The Lord said that I know the plans that I have for you. As jy die woord in maak, en dat sê, dat wel in Jesaja geskryf, of die Here met Jesaja gepraat, maar die Here praat vanoggend met u. Ek weet die planne wat ek aangaande jou koester. En is van voorspoed. Oh, die planne wat ek aangaande jou koester. Amen. All are greeted, and I will change English and Afrikaans, and I will just allow the Holy Spirit to lead me. And I know that the Lord will change, and that the word of the Lord will give you some comfort. Ja. Ons het Vrydag, as ek so 'n bietjie Afrikaans praat, sal nie 'n probleem wees nie. Amen. Ons het Donderdag gery na Mariental toe. En ons het gister teruggekom. En die Here het ons wonderbaarlik geseën vir die wat daar was. Ons het geleer van waar om te wees en hoe om te wees en wat om te wees. Here help my. Amen. Ek kan maar bly solank na Romeine 8 toe. Bly na Romeine 8 toe, daar hou jy hand by Romeine 8. En dan Psalm is nie so moeilik om te kry nie, maar Psalm 103 en Psalm 147. As jy net so dinge se maak. Ek gaan soms so vinnig deur die goed, dat ek soms nie mense kans gee om klaar te bly nie. Maar die woord van die Here is geseën. And I hope that you guys gonna have something. Ek sê gisterand vir my vrou dat ek is heeltemal uit my comfort zone uit, want nou moet jy allow dat die Here oorvat en die Here moet iets doen. En dan is dit soms nie so maklik soos wat 'n mens dit wil hê nie. Maar ek vertrou dat die Here dat hy gaan duidelikheid het, want ek weet dat die Here en die Heilige Gees maak nie foute nie. En ek wil graag hê jy moet saam praat. Toe my timer is nog nie op nie. Solank daar nog nie 'n timer is, ek kan niemand kyk hoe lank ek kan besig wees. Ek vertrou dat u gaan hier by my bly vir so lank as wat ek hier besig is. Ek vertrou, u het klaar gesien, daar's klomp skrifte, so moontlik mag ons lank besig wees. Amen. Ja, julle kan maar, of julle nou, Pastor Brian gister gesê, of jy nou amen sê of jy amen sê nie. Ek het nou die mic so, of jy nou maar saamstem is. Jy hoef nie amen te sê, sê nie wil nie. Nee, maar ek hou daarvan dat jy moet amen sê saam. Alright, Romeine 8, vers 9 en 10. As ek aan die boodskap wat die Here op my hart gelê het, en wil ek sê, dit is eintlik in Afrikaans en Engels is dit dieselfde manier geskryf. Christ in me. Christus in my. Christ in me. Christus in my. As ek aan my boodskap titel, of as ek die boodskap wat die Here gegee het, kan 'n titel gee, dan sê ek Christus in my. Amen. Ons is, as jy weet, as jy 'n kind van die Here is, en as jy bekeer het, jy weet dat Christus woon in u. Nee, ek het eintlik iets terug verwag. As mos 'n amen, amen. Amen, amen. Jy weet dat nie, kan ek met hande sien, jy weet dat Christus woon in u.
Pastor Freddy, u weet Christus woon in u, nee. Amen, amen. Ja, ek sal julle so uitlig, nee. As jy nie saam praat, ek wil graag sien dat jy saam praat. Christus woon in u. As jy 'n kind van die Here is, dan woon Christus in u. Die Here is binne in u. Amen, amen broer Gert. Die Here is in u. Kom ek gee vir julle skrifte wat dit kan staf. Ek val bietjie rond, maar moenie worry nie. Ons gaan dis 'n plein het 'n manier. Ons het gister gehoor van die plein. Maar 'n plein het 'n manier dat hy baie stadig beweeg voor hy begin opstyg. Hy beweeg hy maar baie stadig en dan gaan maak hy 'n draai. En as hy nou op die ryloop is, op die rybaan is, dan tel hy spoed op dat jy eintlik teruggedruk word in die seat in. Want hy nodig spoed om op te styg. Nou ons is nog iets op besig om net om die draai te gaan. So ons gaan spoed vat wanneer die Gees van God het in. Ek het 'n verskriklike opgewondenheid in my binneste wat ek nie kan beskryf aan iemand nie. Ek staan baie stil en ek sê vir my vrou, ek het nie eens 'n sakdoekie. Toe sê die Gees van my Here vir my daar, jy gaan nie vandag huil nie. Dis sê hy huil tyd nie man. So jy het nie 'n sakdoek nodig om te wil huil nie. Ja, net so 'n vinnige ding. Ek het gister nou kom ek daar so en ek sê soms luister ons hier en ons praat in die dinge se. Ons luister soms wat God wil hê nie en ons mis die Here. Oor simpel goed mis ons soms vir God. Die Here wil my Vrydag aan wil die Here my gebeskerm het. Julle weet mos ek is 'n groot Liverpool supporter. Nou toe ek in die kamer kom, in die slykamer kom en ek sit die TV aan toe werk hy nie. Die Here dink hier, ek wil nog vir jou beskerm. Ek sit die TV aan wat dit werk nie. En ek sê vir ons, nee man, julle moet maar vir my sê op die WhatsApp groep, ons het 'n Liverpool WhatsApp groep, sê maar vir my wat gaan gebeur. Want ek kan nou nie die TV kry nie. En Baskian antwoord, nee, myne speel, hy's net so 'n paar kamers van myne. Myne speel. Maar ek lees dit, die Here beskerm my weer eens. Ek lees nie wat hy dit sê nie. Die Here beskerm my weer eens. Later hoe bel die man my. Hey jong, hy speel hier by my. Toe trek ek het klaar uitgetrek, gestort en alles, ek lê al in die bed. Daar staan ek op en ek trek vir my aan. Ai, Here, tog help ons. Ai, die Here beskerm ons mense. As ons sy stem hoor, beskerm hy ons. Ek sit dit nou in 'n baie ligtelike manier. En ek staan op en ek gaan na die ding so toe. En terwyl dit nog 0 is, toe staan ek al weer op om te loop. Maar toe sit ek weer. En ek staan weer op. Ek het 4 keer opgestaan, julle kom Basie en vra. En nog steeds weer teruggegaan. Vir wat man? Toe ek daar uit Basie se kamer uitloop, toe ek sommer kwaad. Die Here wil my daai kwaad gespaar het, want toe loop ons al 4-1 agter. Hy wil my gebeskerm het. Maar ek het nie geluister nie. Ek moes net rustig gelê het. Ek was warm toegewees. Dit waarin is lekker koud, die aircon is aan en ons lê onder die kombers. Ek staan wragtig op om kwaad terug te kom. Wees wakker man, as die Here. Moenie toelaat dat die duiwel julle so rondmorsie. Die Here praat met julle, maar julle luister nie. En elkeen van ons wat hier sit kan van sê waar die Here u wil gebeskerm het, maar u was nie waaksaam nie. Gees van onderskeiding het ons nodig. Ja, ons het hom nie eintlik eens nodig nie, maar kom ek lees tog vir Romeine 8 vers 9 sê: Julle is egter nie in vlees nie. As jy bekeer is jy nie in vlees nie. Amen. Heilie, amen. Daar sê, moenie nie amen sê nie, dan glo ek nie dat jy nie saamstem nie. Is egter nie in vlees nie, maar in gees. Amen. Daar sê, as namelijk die gees van God woon in julle. Amen. Amen, jy stem saam. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde. Amen. U hoor, maar die gees is lewend vanweë die geregtigheid. Die liggaam is dood van sonde en die gees in gered. Amen. U hoor dit nie. Christus leef in my. Christus leef in u. So sonde is dood in my. Amen. U hoor daai ene nie. Sonde is dood aan u. Daar is sekere goed wat jy kan lewe in die liggaam as Christus daar binne is. Jy stem saam. Sekere goed kan nie wees waar Christus is nie. Die eerste ding wat jy kan wees waar Christus daar is siekte.
As Christus in u is, het nie nodig om te gaan bid vir siekte nie. Christus is dan, Here help my. Christus is dan binne in my, hoe kan siekte in u wees? So wanneer Christus in my is, dan kan siekte nie in my binneste wees nie. Want Christus is dan genesing. Ok, kom ek lees vir u wat sê die Bybel, dat u nie gaan sê ek lieg nie. Daar's mense wat ook op live is, wat my hoor en sien en miskien dink dat ek lieg. Christus woon in u. Amen. U het gehoor wat die woord van die Here sê. Dis nie spakkie wat so sê nie. Die woord van die Here sê, as jy na Christus toe kom, dan is Christus in u binneste. So u stem saam met hy ene. U is 'n kind van God. U stem saam met. En as jy nog nie 'n kind van God is, sê, kom ons maak jy gou 'n kind van die Here. Kom met uit dat ons vir jou bid en dan word jy vinnig 'n kind van die Here. Laat ons nie tyd mors nie. Daai is maar net 'n gehoorsame stap sodat Christus jy kan verander. Ons het nie tyd om te mors, om terug te worry nie. Ons moet worry oor wat die duiwel besig is om te vernietig. Die duiwel verdry en hy gee vir u woord wat nie daar is nie en hy vernietig u want hy is nie by u nie. Maar as Christus in u is, dan kan siekte nie in u wees nie. Amen. Kom ons gaan na Psalm en dis 'n afskiet. Ons gaan stop by waar die Here wil hê ons moet stop. Kom ons gaan na Psalm 103 toe. Psalm 103 vers 2 tot 5. Dis 'n Psalm wat Dawid geskryf het. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Vers 3. Want al jou ongeregtigheid vergewe en wat al jou krankheid genees. Want wat jou lewe verlos van die verderf en wat die kroon van goedertierenheid en barmhartigheid en wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die oomblik toe ons tot bekering kom en die oomblik toe ons besef het dat die Here is in my binneste, het die Here my verander, die Here het my gechange en die Here het my 'n gesonde being gemaak. So die feit dat ons in die verlede gebid het vir genesing, is dat sy Here, U is dan binne in my. Genees my. As jy hierdie bottel water vat as 'n illustrasie, kom ons sê die Here is in, met alle respek gesê, en ek wil eintlik nie die Here vergelyk met hierdie iets so klein soos dit nie. Sê vir jouself dat die liggaam is die bottel en die water is die Here. So die Here maak u nat. Alles binne in hierdie bottel is sopnat. Daar kan nie 'n droogheid binne in hierdie bottel wees nie. So, kom ons sê sonde is droogheid, of siekte is droogheid, en Christus is die natheid van dit. As Christus binne in u is die bottel binnekant sopnat. Daar kan nie droogheid terselfdertyd wees as daar 'n natheid is nie. So as die Christus in die binne het, dan kan siekte nie in die binneste wees nie. Dis die eerste ding wat die kan daar wees nie. Maar u weet dat die duiwel loop soos 'n brullende leeu daar buite en hy wil ons vernietig. Die rede hoekom siektes daar is en al hierdie dinge is daarin, is omdat ons het bietjie die bottel half gemaak en daar kan nou 'n droogheid in die binneste van die bottel inkom, want ons is half van Christus en nie gevul met Christus nie. Die bokant van hierdie bottel is nou droog, want Christus is nie daar nie. Maar as jy so bietjie sê, Here help my, en hy skud so bietjie jou liggaam, en jy verander so bietjie jou omstandighede, dan kan die droogheid nie meer daar wees nie. Dit is hoe belangrik dit is dat ons moet besef, dat ek roep my genesing, en ek staan op God se woord. Here, u sê dan in u woord, dat ek is genees van alle krankhede, en jy is dan in my binneste, dan kan krankhede ook nie in my binneste wees nie. Genees my, Here, ons dood voor ons tyd. Ons sterwe oor siektes wat ons allow, ons bottel om half vol te wees. Ek het baie lank gelê en geworstel met hierdie woord, want ek sê, Here, ek raak daar ook siek. Hoe kan ek nou so iets loop praat? Ek word dan ook siek, Here. Hoe gaan ek die inpunt by die einde bring? Dis sê, Here, gaan sê jy wat ek sê, en los die res, man. As Christus in my binneste is, dan kan siekte nie in my binneste wees nie. Maar die level of Christus in my, maak dat siekte kan functioneer in my binneste. Ek het baie geworstel met dit, en dit is maar, siekte is maar die kleinste dingetjie, waarvan die Here my wil sê, wat hy kan in my binneste wees. Hy genees jou, en hy maak jou soos die van 'n arend.
'n arend het 'n gewoonte om sy hele vlere uit te pluk. As hy voel hy word te oud, dan pluk hy alles uit. En hy maak hom, hy ontbloot homself vir die natuur se dinge en alles. Al wat hy gaan doen, hy gaan sorg dat hy op die hoogste piek is, sodat niemand hom kan aanraak nie. Maar dan gaan trek hy alles uit. Dis hoekom die Here sê soos 'n arend. Maar as hy daar weer begin vere groei, dan maak die Here hom 'n nuwe skepsel. Dis hoe u gebedslewe moet wees. Aan die binnekant van die bed moet die gebedslewe van so 'n aard wees. Laat jy onsself hier ontbloot voor Christus. Dat jy alles uittrek wat in die binneste is. Alles wat jy het. Dat jy dit uittrek. Sodat Christus kan ontbloot wees voor Christus. Sodat die Here jy kan nuut maak. En jy genees van alle krankheid. Van alles en soos 'n arend kan maak. But we don't have enough time with Christ. In the midst of Christ. In die teenwoordigheid van die Here. Ons spandeer die tyd voor Christus nie. Ons is nie op ons dit nie voor die Here nie. Want as 'n 15 minute, hoeveel vier het jy uitgepluk in 15 minute? Môreoggend staan jy weer siek op. Want jy het die tyd met God gespandeer nie. Die Here het nie self ontbloot voor Christus nie. So die Here kan nie optel en hy kan nie genees nie, want hy het nodig gehad om bietjie dieper dinge aan u te reveal, maar hy kan nie aan u reveal nie, want die tyd wat hy met hom gespandeer het, was afskieperig. Siekte is maar die kleinste dingetjie waarvan ons moet praat. Liggaamlike pyn kan nie wees van Christus is nie. Mense moenie vir my sê, ja, jy praat nou hoog en heilig. Daar is dan my ma het gesterf van kanker. My ma was 'n kind van die Here. My ma het gesterf van kanker. Ek ken die pyn van om iemand te sien wat in pyn lê. Ek weet wat dit is. Ek vertel vir u wat Christus vir my gevertel het. Nie omdat ek geweet of iets beter is as u nie, maar omdat ek weet dat Christus in my binneste is, kan siekte nie in my binneste wees. Ja. Iemand het nou die dag, saam met ons, was nou die dag iemand gewees by by 'n troue. Die volgende ding is emosionele pyn. Daar was 'n jong man saam met ons by troue, met 'n pragtige glimlag. En nie lank daarna die man is dood. Ja, weet jy, maar hy het hom sy hand in sy lewe geslaan. Ek was daar. Waar was my gees van onderskeiding om die man se pyn raak te sien? Nou, hoe kan ek iemand anders se pyn raak sien as ek eens myself, my eie pyn, my emosionele pyn geïdentifiseer het? Of wat ek het my nog eens self geontbloot vir Christus, sodat Christus kan my emosionele pyn kan heel. Ek het my nog eens genoeg tyd saam met God gespandeer, om hierdie worstel waarmee ek het, kan uit te sort. Hoe sal ek dan, en ek praat van my, emosionele pyn. Psalm 147 vers 3 tot 6, 3, 4 en 6. Vers 3 sê, hy genees die wat gebroken van hart is, en hy verbind hulle wonde. Daar is die emosionele wonde. En die Here het gesê, genees die wat gebroken van hart is, en hy verbind hulle wonde. Hy bepaal die getal, hy is nie nodig nie. Vers 5 sê, onze Here is groot en ryk aan krag, en sy verstand is oneindig. Vers 6 sê, die Here regeer die onmoedig is, die Here rig die onmoedig is weer op, en die goddelose mens verneder hy tot die grond toe. Wanneer jy onmoedig is, dan is hy down and out. Hy is in 'n emosionele toestand dat hy nie weet wat om te doen, hoe om dit te doen nie. Ons lê nagte wakker oor ons skilte wat ons gemaak het. Ons kan nie slaap raak nie. Weet jy hoe om dit te betaal nie, weet jy wat om te doen nie. Ons lê en rol rond oor baie dinge, wat ons weet, maar ek is eintlik die oorsaak van hierdie probleem. Maar nou lê en wonder ek, wat moet ek doen?
En die vraag kom net oor en oor, hoe sal ek dit nou maak? Iemand vertel dat iemand wat besig is om selfmoord te pleeg, hy wil graag nie homself seer maak hê, maar die verstand van hom is al so beduiweld, ek weet nie wat 'n ander woord moet ek gebruik hê, maar is so vol van die duiwels, dat hy hom net wil self seer maak. Luister mense, die duiwel gaan ons almal vernietig, hy's 'n expert. Hy het al reeds die Here getraai, dis hoekom hy die hemel uitgegooi het. Hy was al so groot genoeg geweest dat hy reg opgestaan het met God saam en dat God hom uit die hemel uitgegooi het. Nou weet hy gaan nooit weer terug aan die hemel toe nie. Hy weet wat hy verloor het. En hy wil soveel as moontlik van u saam van ons, wil hy saamvat na die verderf toe. Dis hoekom hy gaan kliphard veg om u siek te maak. Hy gaan kliphard veg om u gedagtes te besoedel met sy dinge. Hy gaan nie ophou nie. Sy werk is om die hel toe te vat saam met hom. Hy is 'n expert in die gebied. Maar ons niet Christus. Ons niet ons bottels vol van Christus. En ons nodig het om hom dageliks te vul. Dis nie 'n halfhartige ding dat ek dit nou doen en dan doen ek dit weer oor 3 weke of dan doen ek weer oor 'n maand. Nee. Ons moet ons dageliks tot by ons nekke vol Christus maak. Die Moses is 'n moordenaar. En ons is besig in hierdie tyd dat die duiwelaanbidders is wakker. Hulle is vroegoggend op. Pastoor sê ons bid 5 uur in die kerk. Ons dag 2 en 3 in sy naam op. Hoe vul ek my met Christus? As om met Christus te kommunikeer. Die duiwelaanbidders as hy laat aandloop, gaan kyk bietjie in die rivier van Swakopmund. Hoe hulle gereed is, hoe hulle by die see bid. Hoe hulle sy Vader aantrek. Hoe hulle tyd spandeer met die Here. En ons slaap, lekker slaap ons. Dan verstaan ek jy omtrent, hoekom kan die verstand nie vernietig word van die duiwel nie? Want dit is nie gevul met Christus nie. En verstaan my mooi. Ek het dieselfde probleem as u. Ek sit na dieselfde dinge met u. Ek is nie hoog en heilig nie, maar ek weet dat die Here vir my gesê het, vul my met jou. Vul jou met my. Vul jou net met my. We have struggles that is unnecessary. We struggle about things that we don't need to struggle about. There's things that you just know you are, or you are not. Daar's dinge wat jy net weet, ek kan dit nie doen nie, en dan moet jy net stop om dit nie te doen nie. Maar ons is hand op die blaas met die duiwel. Ons allow die duiwel om ons te vat waar ons nie wil hê met ons vat nie. Ons weet. Hoekom doen ons nie? Ons weet wat Christus van ons verwag. Ons weet, toe ons jong bekeer was, dat niemand kon ons gekeer het nie. Ek het eintlik hastig gewees om môreoggend wakker te raak, om net weer iets te gaan doen vir Christus. Maar deesdae as hy gesê, kom nou julle dit 12 toe, dan krimpeer ons van ellende. Ons dag nie op nie. Want ons het te veel om te doen en te min vir Christus. Gaan count die tyd wat u met al hierdie dinge, die siektes vat Christus weg. Die emosionele pyn vat Christus weg. Daai 2 goeders vat die Here weg. Maar ons spandeer so min tyd met die Here en dan verwag ons moet nie in daai probleme sit nie. I spend so little time with God, but I want so much from Him. Hoor julle daai Engels wat ek daar praat? I spend so little time with God, but want so much from Him. Everything, even my job that I have, that I spend more time with, is actually something that God gave unto me. Julle kan maar maak wat julle wil, jy kan ook sê jy het self geloop, aansoek doen vir wie. Jy sit en lieg vir jouself. Die Here het die werk vir u gegee. Everything that I have belongs to God. And we need to change our mindset and to understand that nothing belongs to me. Me, myself, and I don't belongs even to me. Everything belongs to God. Ons struggles omdat ons die Here in die eerste plaas het. Ek struggle met goeders wat ek nie hoef mee te struggle nie, want ek allow die duiwel om dit te doen. Okay. Ons het die naweek gehoor dat die grootste sker wat wat vir God wegknoop van ons af, is ons selfoons.
Dit is die grootste sker, en dan sê Pastor Brein nog, maar daar sê jy ook, nee, dit is maar net 'n sker. Dit is die selfde sker wat Samson se lokke afgeknip het. Wat God se saligheid oor Samson, of die krag wat Samson gehad het, die selfde sker het hom afgeknip. Die sker het net soveel krag soos wat die houer, die ou wat hom aan hom hou, die mens wat hom hou vas. Dis die enigste krag wat 'n sker het. 'n Sker wat daar het geen krag nie. Die selfoon het net die krag wat U in hom gee. En as jy opstaan, dan gryp jy die selfoon. Because it's more important than God. Because the first thing that you don't do is not God, it's the cell phone. See how powerful is that cell phone? Dit is die grootste sker wat God se saligheid voor ons wegknip. Wie vat jy sy selfoon nie as jy wakker word? Jy sit jou alarm ook af. Dan gryp jy en dan sê jy alarm. Alles word in die selfoon, ek het so bly vir hy minane. Kom ons verander ons houding. Daar is nog 'n 2, ons gaan nog 'n tydjie aanwees, daar is nog geen timer wat my gaan stop nie. Liggaamlik en emosionele pyn. Liggaamlik en emosionele pyn behoort nie by u nie, want u moet gevul wees met Christus. Sê broer Spakie nou, of sê Spakie, sê jy nou, jy gaan nooit weer siek word nie. Nee, ek sê dit nie. Die duiwel is nog steeds daar by die kant, hy het nog nie opgehou. Solank wat ons u is in 'n geveg, en die geveg is nie teen vlees en bloed nie. Die geveg is teen die owerhede daar by die kant. As die duiwel nou net sien, Alex beteken iets vir hom, hy gaan alles in sy vermoë doen om hom dood te maak. En soms allow God hom om vir Alex op te tel, soos hy vir Job allow het. Job het siek geraak, want Job was 'n kind van die Here en hy het nie sonde gedoen nie. Maar die Here het geallow dat Job siek raak, sodat sy krag kan aan die duiwel geopenbaar word. So as ons verstande van so aard is, dat ons verstaan wat God wil hê ons moet doen, dan sal ons in die tye van ons siekte, sal ons ook die Here prys gee. In die tye van finansiële teëstand, dan sal ek God 'n prys gee. In die tye van onkunde en al hierdie dinge wat oor my kom, dan gee ek my God 'n prys, because I don't know if God does boasting with me at this moment. Maybe God told Satan, just check my son. Check jy daar loop hy. Hy Spakie man het 'n lekker duidelike groen pak aan. Daai man hy aanbid vir my. Dan sê die duiwel is hom en sê, hy sal oor die 50 en hy hardloop nog rond. Dis hoekom hy dit kan doen. En dan sê die Here, okay, vat maar sy siekte, maak hom siek. Vat sy gesondheid. En check dit, wat gaan hy doen? Ons God is 'n jaloerse God. En hy's net soveel wil hy met u boos. Net so wil hy met u praat. Net so wil hy dinge sê, hy allow soms dinge om oor u te kom. So, dit gaan nie weer siek word. Moontlik, 'n sterk moontlikheid is daar. Jy kan ook nie dwaas wees nie. Kyk hoe ek en Elvis, ons gaan loop die Kalverleef elke dag aan beide kant rond en verwag ons moet ons borste toe, ons is al 'n bietjie outerige kant toe gaan. Ons kan nie hier so ligsinnig wees nie. So, wees ook bietjie wys, God gee vir ons wysheid ook. En jy moet meer gym, omtrent ons kan nie oor die 60 wees in die gym nie. Ons sal dodelik siek raak en dan verstaan ons hoekom is ons siek. Die 2 dinge, eerste 2, die derde ene wat nie in u is nie. As God daar is, en die belangrikste ene is sonde. Dit maak nie saak waarvoor sonde dit is nie. Skinder, hou tog u mond toe. Hou op so loop en maklik praat soos 'n lap wat skeer. As jy hou van skinder, dan is die Here nie met u nie. Ja, Here, help my. As jy so lief is om te loop en praat van mense, met ander mense, van ander mense, moenie, hou net die mond. Bly stil. Moenie skinder nie. Skinder en God kan nie saam wees nie. As jy dit nie geweet het, jy weet dit nou. As jy die stereo is wat almal sy inligting het, weet dat is kinder God is nie met u nie. Want u is gevul met Christus of is nie gevul met Christus nie. So as u losbekkig is, dan kan die Here nie met u wees nie. Amen. Sonde is nie waar Christus is nie. En skinder is sonde. En God red hy skinder in dieselfde level as wat hy moord pleeg red.
Want die Here het nie 'n klein sonde of 'n groot sonde, sy sonde is sonde. So as jy moord pleeg en die geskinder, jy moet eintlik nog aan daaraan begin dink so aan die lig van, as jy skinder dan pleeg jy moord. Want dit is dieselfde rating. As jy by ons mense wat hulle sê, nee, hy is 'n bietjie 'n ligterlike strafie, jy hoef nie so lank gestraf te word nie. Nee, by die Here is koutjie is dieselfde. Amen. Rook, egbreek, hoerdery, al die goeters is sonde. Pornografie is sonde. Dis een van die dinge waar hulle het hom gedraai. Pornografie is sonde. Ek het nog klomp tyd. So jy moet weet wat Christus van u wil hê. En waarmee u vul. En hoe gereeld word u gevul. Moenie die onderlinge byeenkomste vernalatig nie. Means of filling yourself. Be there when God wants you to be there. Wees 'n gehoorsame volger van Christus. As pastoor sê, as daar Irene, kom vee tog hierdie kantoor uit. Hoekom moet pastoor nou vir my vra? Jy's rebels en jy sondig omdat jy nie doen wat jy gesê word om te doen nie. 'n Sonde. Eer die leier van Christus, want die Here het hom gesalf om in die posisie te wees. As ons die leier kan eer, en as ons hom beskinder, dan maak ons homself vuil, want ons monde is te los. En die sondig, en jy weet nie hoekom jy nie kan deurbreek nie. Hoekom gaan groot en ondeurgrondelike dinge nie aan die bekend gemaak word nie. Want die Here kan nie met u praat nie. As die Here met u praat, dan loop ons kinder hier. Jy's losbekke, God hulle die ding bietjie vashou, maar jy kan dit nie vashou nie. Want Christus sê, die Here sal jy nie met iets met u deel as die mond te los is nie. Want dan lê al sy geheimenisse lê op die straat. As hy agterlangs van die pastoor praat, al die geheimenisse lê op die straat. God kan nie getrou nie. Hy vertrou toe aan mense wat toegerus is en gekoop is om dit te kan doen. En hoe koop ek my? Om die woord van God te lees en om tyd met die Here te spandeer. We need Jesus. Ons het die Here nodig. Sonde kan nie wees wat Christus is. En wie hierdie ene het my uitgebou. Jy kan maar terug gaan na Romeine 8 toe. Hierdie het my eintlik uitgebou. Ons kan maar sê, nee, maar ek wil nie so hoog heilig wees nie. Ek hoef nie so hoog heilig te wees nie. As alright, ek is nie nodig dat ek so erg moet wees. Ek dien die Here, so is ook, laat pastoors pak goed, maar so erg heilig wees as hulle wil heilig wees. Ek hoef nie so hoog heilig te wees nie. Maar u nodig Jesus om u verlewe te verander. Lekker ding is, waar Christus is daar ook nie armoede nie. Waar Christus is jy arm is. Dan moet jy selfgroep ondersoek instel, hoekom is ek arm? Maar waar Christus is daar nie armoede nie. Jy en is 'n man wat praat, wat klompskuld het, wat nou vir u die ding vertel. Maar ek sê vir u waar Christus is. Ek sê nie vir u waar Spakie is nie. As Spakie gevul is met Christus, dan moet armoede nie deel wees van sy kappe, van sy brein verstand in sy dinge. Dit moet nie deel wees van sy gepraat. Dit moet net glad nie deel wees van hom nie. Want waar Christus is daar nie armoede nie. Jy glo dit nie? Daar is 'n amen oomblik gewees. Jy moet die sommer amen uit die probleme uit. Môre is amen, Here prysie. Môre as jy by die skuldeiser kom en sê niemand skuld meer niks nie. Halleluja. Maar dit hang af hoe is jy gevul met Christus. Dit kan nie gebeur as jy net so 'n bietjie Christus in jy het nie. Nou kom jy daar as jy nog kwaad omdat ek dag op gedink die skuld is afgelos. Hey, die pastoor het gesê as ek môre hier kom is my skuld afgelos. Ek het nie so gesê nie. Jy moet met Christus gevul wees sodat die skuld kan afgelos word. Of wat die Here u strategieë sal gee hoe om u skuld af te los. En u te leer om u skuld te maak. Want dis waar God sal begin. God sal begin om te leer, los die skuldmakery. Is beter om dit nie te maak as wat jy sukkel om dit af te betaal. Die Here kom met kennis, insig
En sy verstand, ons het nou gelees in Psalm 47, dat God se verstand is oneindig. En hy wil so bietjie van sy verstand deponeer in u verstand in, sodat hy so 'n bietjie verstaan. Jy sien, hierdie water word contain van hierdie bottel. Hierdie water gaan nêrens nie. Hy's rustig, hy's Christus. God is God en ons is hy soms so bietjie rustig. God is Christus as hy daar binne is. Maar het hierdie vloede gesien wat 'n skade water kan doen in Suid-Afrika. En hy God van ons het hy selfde vloed. Hy kan hy selfde vloed doen. Hy kan hy selfde omvatting kan hy laat plaasvind. He can do the same. But that one is contained. Maar die Here contain sy krag soms van ons af. Hy hom so bietjie terug van ons af. Want hy weet ons kapasiteit is nie. Die vloede kan nie in hierdie bottel inkom nie. Maar hierdie water kan daar wees. Dis wat God soms allow. Om binne in ons te wees. Eintlik wil hy 'n storm wees. Maar hy contain himself to be inside of us. Okay, kom ek lees net vir u. Wat is hierdie ding wat my so geruk het? As hy selfe Romeine 8 vers 7 en 8. Maar omdat die vlees bedink vyandskap teen God is. As u nie vir Christus in u is, het u, dan is u God se vyand. Want dit is of die gees wat in u is, of dis vlees wat in u is. Vers 6 sê, want die vlees bedink die vlees, en die dood, maar die gees bedink die gees, is lewe en vrede. Omdat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want hy onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Every time that you are fleshly, wanneer jy sê, you become fleshly, then you cannot become like God wants you to become. Ek kan nie, die woord sê, ek kan nie gees en vlees terselfde tyd wees. Ek kan nie vir God, nie 'n vyand van God wees nie. Die woord van die Here sê, ek kan nie 'n vriend van God wees as hy vleestelik is. So elke keer as hy sonde wil pleeg, 'n kwaai wil steek, dan moet jy weet, ek raak vleestelik, en ek kan nie meer vir God behaag nie. Ek kan nie doen wat God wil hê ek moet doen nie. Elke keer die selfoon gaan nie na die pornografiese gedeelte toe nie. Elke keer as jy die ding loop indruk by Google en jy wil pornografiese goed loop kyk, dan sal jy sal nie kan dan moet jy self vir jy sê, I cannot be with God. Dan is hierdie bottel nie eens halfvol, hy is empty. Because you became an enemy of God. Dis hoe ernstig dit is om sonde te doen. Because you became the enemy of God. And you want to become a friend of God. In the same time that you are sinned, you also want to be a child of God. You cannot be two things at once. You can only be a friend of God or the enemy of God. En ons sê dis klein sondetjies. Niemand het gesien nie. As die klein sonde nie. As direk teen wat Christus wil hê, jy moet kry. Die Here wil hê, jy moet lewe en oorvloed van 'n lewe hê. Die Here wil hê, dan moet groot goedes met u gebeur. Dan moet 'n verandering met u gebeur. Maar u allow dit nie. U allow dit. Dit is nie Christus wat dit allow nie. U allow dit nie, want u is maatskappy met sonde. Sonde maak dat jy vyand van Christus raak. En die lekkerste ding is, man, Sitara, as ek nou net na my knieë toe gaan, ek sê, Here vergewe my, en help u my tog asseblief uit hierdie omstandighede waarin ek is, dan vergewe die Here u. Dan is hy onmiddellik van zero na hero. From nothing to something. En ons vergeet dit ons vergeet dit te maklik. Die duiwel maak sodat ons eintlik al loop onvrymoedig raak om vergifnis te vra. Die duiwel vang ons so vas met so 'n klomp sondes dat ons eens weet, Here, om te sê, Here, vergewe my nie. Because he wants to hold us. Hy wil ons gebonde hou. Hy wil ons vashou.
die gedagtes wat ons gehad het. Ek het een keer gedink aan hierdie verskriklike ding in my kop, en toe raak ek so bang vir die droom wat ek het, dat ek self weghardloop van die droom af. Maar God het die droom in my gedagtes geplaas. Maar ek kan dit nie bereik nie, want ek is te besig met onnodige sondetjies. Ek is te besig om vyandskap met Christus te sluit, deur dinge wat ek gedink het, is nie so erg nie. En ek kan nie bereik wat Christus wil hê ek moet bereik nie, en ek blameer later almal behalwe myself, vir die toestand waarin ek is. Somebody else had wanted me to translate that one in English. Hopefully everybody understands what I was just saying. Want die Here nodig u om die onnodige goed af te los. Die level van die sonde groei ook. Here help my. Want hoe gaan ons nou weer? Die sonde wat ons doen, as jy nou, gister was dit die sonde, môre is dit sonde. Want ek weet dat ek my suster moet, hy sê laat jou vriendelikheid en almal bekend wees. Dan loop ek met die dikste bek. Daai is môre is dit sonde. Want hy vrou of man wat by u verbygestap het, het 'n glimlag nodig gehad om nie selfmoord te loop pleeg nie. En u was nie daar gewees om Christus te simboliseer nie. En u val in dinge in. Dat die onvriendelikheid wat gister niks was, is môre dalk net iemand se dood. Dis so groot die goed is wat ons klein maak. Dis so groot die dinge is wat ons eintlik sinnig maak. Dis so groot God wil hê ons moet wees, maar ons kan nie daar uitkom nie, want hy kan ons nog eens met die kleintjie vertrou nie. Hy kan ons eens vertrou om op te dag, om by die kerk op te dag nie. Hoe kan hy ons vertrou met iemand anders? Daar's mense se siele wat besig is om verlore te gaan, want u is dikbek. Is ek soms dikbek? Meer as wat ek moet wees. Ek vertel vir u wat dat u kan besef wat Christus is. Kan hy goed nie wees. Sonde, emosionele pyn, liggaamlike pyn, dit kan nie daar wees wat Christus is. En as jy pyn het, dan moet jy vir die Here vra, Here, maar hoe? Dat 'n sondige preek kan nie in pyn wees nie. Hoe is dit moontlik dat ek aan soveel pyn het? En moenie ophou nie, man. Jakob het heel nag geveg met die engel, want hy wil 'n antwoord gehad het van 'n engel. En toe Jakob wegstap van 'n engel af te loop hy met 'n geminker toe sy heupbeen uit. Nou ons los te maklik as pyn ons begin druk. Ja, as jy vandag gestruggle het en nie reg gekom nie, struggle weer môre beter, man. Gaan struggle beter. Here, ja. Dink dan wat my vriend, my neef gesê het, wat nou oorlede is, die man kom hiken, vra Luf by en Bastian, en toe sê hy, ja, ons het nog net 'n R10 gestruggle uit Mariental uit, toe sê hy, nee man, gaan struggle beter. Nou, ons nodig om bietjie beter te struggle vir die Here. Ons struggle te swak. Ons het te min tyd wat ons met God spandeer. Ons het te min deursettingsvermoë wat ons onsself ophou. Ons het te min wat ons van ons kant af bring, ons verwag te veel van Christus af en gee hopeloos te min. Ons hoor nie God se stem, ons verstaan hom nie, want ons het nie 'n verhouding met hom nie. We don't know what God wants from us because we don't understand God, and we don't hear his voice because we don't know him. Dis hoekom dit nodig is. Verstaan my mooi. Ek sê nie, jy mag dalk nog net môreoggend siek wees. Gaan dokter toe. Maar kom terug en drink die pille en vra vir die Here, Here, hoe? Waarvan af kom hierdie ding nou? Here, wat moet ek doen? Moet nie gaan op hartdruk, bloeddruk, hoë bloeddrukpille. Gaan kry eers jou verhouding met Christus reg, voor jy jou bloeddrukpille los. En gaan hoor by die Here of jy jou bloeddrukpille moet los, want Spakie kan nie vir namens die Here vir jou sê, los jou bloeddrukpille nie. Nie nou nie. Jy het nodig 'n verhouding met Christus. In die binnekamer, hy's 'n binnekamer gesprek van jy en Christus. Dat die Here en hy goed kan aan jou openbaar en sê, dit is wat jy moet doen. Ek kan nie alreeds so goed, word nie op die straat uitgedra nie. So u nodig om met Christus te loop praat, dat hulle kan weet, want ons het 'n verhouding, u het mos u eie verhouding met Christus.
En as jy nie 'n verhouding met Christus het, kom tog laat ons die saak uitmaak en klaar maak, want daar's te veel mense daar buitekant wat jy nodig het. Ons kan nie bekostig om aan te carry soos ons aancarry. En dan sê ons is kinders van die Here. You cannot be a child of God. Laat ek dit duidelik maak. You cannot be a child of God and you don't do what God wants you to do. You become, if you have sin in your life, then you become the enemy of Christ. En I don't say gaan waar word liewer afvallig, dis nie wat ek sê nie. Ek sê gaan doen ondersoek en word 'n beter Christus. Want u is Christus op aarde. So how can I be Christ on earth and I don't do what God wants me to do? Or if I don't become like Christ? If you say you are a Christian, then you are actually declaring that I am like Christ. But doing the devil's things. What come out of your mouth and what you are doing are two different things. Because you cannot be like that. Then you become, and God, like a snake, because you have a double tongue. Your tong is gesplete, want jy praat 'n Christelike ding, maar jy doen 'n duiwelike ding. I'm just telling you what God is saying. I'm not telling you because I'm without sin. Gaan ek weer Sondag? Ek hoop in die harte van die Here nie so nie. Ek bid dat die Here my gaan wys dat ek dit nie weer doen nie. Maar dis die commitment that you need to do now. Lord, please help me. I'm struggling with this. Kom ons staan. Kom ons staan. Ons het almal gesê we got God, we got Christ in our life. Amen. Kan ek dit weer anders sien? Almal, wie is 'n kind van die Here? As jy nog nie 'n kind van die Here is en jy weet dat jy gebackslide het, kom ons bid vir u. Dis 'n stap van gehoorsaamheid. As jy 'n kind van die Here is, jy's nog nie by die Here nie, jy weet dat die saak van Christus is nie reg nie, kom asseblief vorentoe. Ons wil nie lang tyd daarop spandeer nie, maar as u weet in die hart van harte, ek nodig 'n gebed, dan moet jy vorentoe kom. Ek nodig Christus.